Jeremia 23. Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die Here. Daarom, so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas. Julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die Here. En ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarin ek hulle verdryf het, en ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. En ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas, en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die Here. Die spruit van Dawid. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here, ons geregtigheid. Daarom, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie. Maar, so waar as die Here leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarin ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. Teen die valse profete. Wat die profete betref, my hart is gebreek in my binneste, my hele gebeente sidder, ek is soos 'n dronk man en soos 'n man wat deur die wyn oorweldig is, vanweë die Here en sy heilige woorde. Want die land is vol owerspelers, want die land treur weens die vloek, die weivelde van die woestyn verdor, ja, waar hulle na strewe is sleg, en waar hulle hul krag in soek, onreg. Want profeet sowel as priester is goddeloos, selfs in my huis het ek hulle boosheid gevind, spreek die Here. Daarom sal hulle weg vir hulle wees soos glyerige plekke in die donkerheid. Hulle sal neergestoot word en daarin val, want ek sal onheil oor hulle bring in die jaar van hulle besoeking, spreek die Here. Ek het wel by die profete van Samaria aanstootlike dinge gesien. Hulle profeteer deur Baal en verlei my volk Israel. Maar by die profete van Jerusalem het ek gesien wat afskuwelik is. Hulle bedryf oorspel en gaan om met leuns, en hulle versterk die hande van die kwaaddoeners, sodat hulle hul nie bekeer, elkeen van sy boosheid nie. Hulle het almal vir my geword soos Sodom en sy inwoners soos Gomorra. Daarom, so sê die Here van die leerskare aangaande die profete, kyk, ek laat hulle wilde als eet en laat hulle gifwater drink, want van die profete van Jerusalem het goddeloosheid in die hele land uitgegaan. So sê die Here van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie. Hulle vervul julle met ydelle verwagtinge, gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Hulle sê gedurig aan my veragters, die Here het gespreek, julle sal vrede hê, en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle, geen onheil sal oor julle kom nie. Want wie het in die raad van die Here gestaan, dat hy sy woord sou sien en hoor? Wie het sy woord beluister en gehoor? Kyk, 'n storm van die Here, grimmigheid het uitgegaan, ja, 'n dwarrelstorm, oor die hoof van die goddelose mense breek dit los. Die toorn van die Here sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer en tot stand gebring het
die raadslae van sy hart. Aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan. Ek het die profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop. Ek het nie met hulle gespreek nie, tog het hulle geprofeteer. Maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hulle verkeerde weg en van die boosheid van hulle handelinge. Is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie? Sou iemand hom in die skuilplekke kan wegsteek dat ek hom nie sien nie? Spreek die Here. Vervul ek nie die hemel en die aarde nie? Spreek die Here. Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde. Ek het gedroom, ek het gedroom. Hoe lank nog is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer en profete is van die bedrieëry van hulle hart? Is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet deur hulle drome, wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal? Die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel, en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen? Spreek die Here. Is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? Daarom, kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat my woorde steel, die een van die ander. Kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat hulle eie tong gebruik en sê, die Here spreek. Kyk, ek het dit teen hulle wat leenagtige drome profeteer, spreek die Here, en dit rondvertel en my volk verlei met hulle leuns en hulle grootpratery, terwyl ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie. En hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Here. As hierdie volk of profeet of priester jou dan vra en sê, wat het die Here gelas? Dan moet jy vir hulle sê, julle is die las, en ek sal julle afwerp, spreek die Here. En wat betref die profeet, of die priester of die volk wat sê, die Here het gelas, oor die man en oor sy huis sal ek besoeking doen. So moet julle sê, elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer, wat het die Here geantwoord, en wat het die Here gespreek? Maar van, die Here het gelas, mag julle nie meer melding maak nie, want vir elkeen sal sy eie woord die las wees, dat julle verdraai die woorde van die lewende God, van die Here van die leerskare, onse God. So moet jy aan die profeet sê, wat het die Here jou geantwoord, en wat het die Here gespreek? Maar as julle sê, die Here het gelas, daarom, so spreek die Here, omdat julle hierdie woord sê, die Here het gelas, alhoewel ek na julle gestuur het met die woorde, julle mag nie sê, die Here het gelas nie. Daarom, kyk, ek sal julle sekerlik ophef en julle, saam met die stad wat ek aan julle en julle vaders gegee het, van my aangesig af wegwerp. En ek sal julle 'n ewige smaad oplê en 'n ewige skande wat nie vergeet sal word nie.